tyd vir die Here te wees. Ek is so bly ons is terug. Ek het amper gewond geraak daaraan om 'n Sondag laat te slaap. Amper. Gelukkig het hulle opgemaak dat ons kan aangaan. Maar ek het dit gemis om ons saamkom en ek is bly om elkeen te sien en almal wat hier is. Ons mag eintlik net 50 wees, ons is dan seker nie meer as 50 nie. Ons moet maar so tel 1, 2, 2, 3, 3. Sal ons net so onder die 50 uitkom later. So, al wat ek vra is, kom ons sit maar net so 'n bietjie gesinne by mekaar en dan sit ander maar so 'n bietjie by mekaar uit. Soos wat julle kan, laat ons daarom so naaste by doen wat hulle van ons verwag. Ons gaan nou hier na ek wil jou saam met my oplaag maak in Matteus 27, vers 22 tot 42. Maak daar vir my op, Matteus 27, vers 22 tot 42. Hierso in hierdie gedeelte is twee dinge wat my hart getref het die week toe ek dit lees. Eintlik het ek dit al vroeër gelees. En ek dink ons begin baie keer vergeet wat het die Here vir ons gedoen, die Here Jesus. Dit het so 'n gewoonte geraak om nagmaal te hou. Dit het 'n ritueel geword om hierdie dinge te doen. Dit is nie meer vir mense 'n werklikheid wat die Here vir hulle gedoen het nie. Ek onthou as kind dat ek nooit eintlik nagmaal gebruik het, want ek het gevoel ek is nie deel daarvan nie. Maar die dag toe ek Jesus ontmoet en om my was met sy bloed en hy my skoonmaak, toe word dit vir my 'n werklikheid. En toe ek hierdie in die week lees, toe besef ek weer wat het die Here Jesus vir ons kom doen. Kom ons lees daarvan vers 32, ons lees vers 27 van vers 32, hoofstuk Matteus 27 vers 32. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene, met die naam van Simon, hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. En hy het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word, dit beteken plek van hoofsketel. En vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. En nadat hy hulle hom gekruisig het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. En bo aan sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaak terwyl hulle hoof skud en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self as u die seun van God is. Kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal hom glo. Hy selfs gespot deur die kerk van daai tyd. Dit het my so getref. Jesus kom, hy's God, hy kom uit die hemel. Hy kom sterf hier op aarde vir ons. Hy kom koop ons met sy kosbare bloed. Hy's bereid om vir ons te kom sterf. Hy's bereid om sy lewe vir ons te kom gee. Hulle spot daarmee. Dit laat dink my aan die tyd waarin ons leef. Die tyd wat Jesus nie meer belangrik is nie. Wat ons dat mense nie meer besef die wonderlike verlossingswerk wat Jesus kom doen het nie. Dis verskriklik om te dink dat hy gekom het en bereid was om hierdie offer te kom bring vir ons as mense, sodat ons gered kan word. Daar in Hebreërs 10 vers 5 tot vers 10 wil ek ook vir julle lees, want daar so skryf hy van homself. En hy spel so 'n paar mooi goed wat hy sê. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom,
slagoffer en spysoffers wou hy nie hê nie, maar U het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het U nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe om U wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffers en spysoffers en dankoffers en sondoffers wou U nie hê nie, en het U nie behaag nie wat volgens die wet geoffer word. Het hy daarna gesê, ek kom om U wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is hy geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus, net eenmaal. Jesus het sy lewe gewillig kom offer vir ons. Hy sê deur hierdie wil het ek gekom en my lewe vir julle kom gee. Dit was sy wil, dit was sy begeerte om te kom sterf vir ons as mens en sy lewe vir ons te kom gee, sy bloed vir ons te kom gee, sy alles vir ons te kan gee, sodat ons hom kan volg met alles. Hy het niks teruggehou nie. Hy het alles gekom gee. Nou in die geleesde gedeelte lees ek van 'n sekere man wat so saam met die stroom gegaan het. Saam met die dag, ek dink die dag toe Jesus gekruisig is, dink 'n bietjie wat daar gebeur. Daar was 'n klomp omstanders wat ook maar net gekyk het, wat gaan nie aan. Dan was daar weer ander wat deel was daarvan, ander wat hom gespot het. En so het hulle maar net saam gestap, saam met die groep en saam met die mense, en uit gewoonte het hulle maar saam gegaan. Maar daar was 'n man, vers 32 sê, en toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon. Hulle het hom gedwing om sy kruis te dra. Hierdie man stap maar net, hy het niks van die goed verwag nie. Hy het nie gedink, ag, ek stap nou maar hier verby, en ek kyk ook maar wat hier aangaan. Kyk maar, waarmee is hulle hier besig? En hy het gesien, daar is 'n man wat moet 'n kruis loop, wat bebloed is. En hy het gedink, ag, wat het hierdie ou nou weer gedoen? Waarmee was hy besig? En hier kom hulle, en hulle dwing hom om daai kruis te dra. Hulle sê vir hom, jy sal hierdie kruis vat, en jy sal hom help. Wat 'n blye dag was dit in hierdie man se lewe, om deel te word van dit wat Jesus kom doen het. Daai dag kon hy daai bebloede kruis op sy skouers sit, en hy kan saam gestap het met Jesus, en hy kon hom help. Hy wou dit nie doen nie. Hy was nie eintlik deel daarvan nie, maar daar het 'n ding met hom gebeur, en met hom gedwing. Dis die beste ding wat ooit met hierdie man kon gebeur het. As ons die Engels gaan lees van vers 32, hy sê, now, as they were coming out, they found a man of Cyrene named Simon, whom they forced into service. Dis mooi. Who they forced into service. En toe ek dit vanmôre lees, toe dit by my kom en ek sien hierdie, toe dink ek die Here kom vanmôre en hy roep jou en hy sê vir jou, ek dwing jou om te kom en in service in te gaan saam met my. En ek het gedink daaraan vanmôre terwyl ek daar bid, dink ek die Here sê vanmôre vir julle wat hier sit, hier kom 'n tyd wat ons moet inkom soos hierdie man, en die Gees wil julle vanmôre dwing en vir julle sê, kom klim hierin saam met Jesus, vat sy kruis en dra dit saam met hom. Wees bereid om op te staan vir Christus. Ons as kinders van die Here kan so gemaklik raak. Ek kyk nou maar in die kerk hoe gemaklik het dit geword. Hoe dat ons maar sit en ons luister maar net elke week na 'n preekie wat uitgesaai word. En almal soek net bemoediging, en almal soek net hierdie dinge, terwyl Jesus wil hê, ons moet kom en saam met hom as kinders van die Here inkom in hierdie bediening en inkom en die naam van Jesus oplig en vertel van sy goeie guns en van sy groot genade en dit wat hy vir ons kom doen het. My seun Daniel het by geleentheid by 'n getuienis, hy het ons eers 'n biopsie gehad waar hom gesny het hier onder sy toe hulle vir hom 'n gat in sy kop geboor om deel van die gewas uit te kry om 'n biopsie te doen en kyk watter soort gewas dit is. En toe het hulle daarna vir hom hier 'n port ingesit wat 'n stuk diep sny op sy lyf is, 'n sulke merke
En daarna die bestraling wat sy boshare maar baie dun gemaak het. Nou staan hy eendag voor 'n klomp studente en hy praat met hulle en hy sê vir hulle, ek dra die littekens van Christus in my. Soos wat die apostel Paulus gesê het, daar in Galasiërs, hy sê verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Hierdie man was geforced into service. Hy was ingedwing om dit vir die Here te doen. 'n Lig het hom uit die hemel getref en hy het dit gegaan. Ek onthou op 27-jarige leeftyd, toe kom die Here in 'n kerkie soos die een dag en hy begin praat met my persoonlik. Ek was geestelik, ek was emosioneel, ek was finansiëel bankrot, ek kon nie aangaan met my lewe nie. Toe force hy my into service. Toe roep hy my, toe sê hy vir my, kom, ek wil jou gebruik. Ek het nooit in my lewe ooit gedink ek sal op 'n plek staan soos hierdie. Ek het nooit in my lewe ooit gedink dit is wat ek eendag sal doen nie. Ek het nie belang gestel eers daarin nie. Ek het myself nie waardig geag om dit te doen nie. Maar toe kom hy met sy bloed daai dag en hy kom reinig my. Hy kom maak my hart skoon. Hy kom gee my nuwe lewe. Hy kom vul my met sy Heilige Gees en hy maak my waardig om te sê Jesus leef en hy het opgestaan en hy leef tot in alle ewigheid. En hy kom reinig my. Hierdie bloed van Jesus het jou gekoop. So kom ons leef soos mense wat vrygekoop is deur die bloed van Jesus Christus. Kom ons leef soos mense wat bereid is om sy kruis op te neem en hom te volg. Jesus sê dit self in Matteus 10 vers 37. Hy sê wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe sal vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Simon van Sirene was gedwing om die kruis van Jesus op sy skouer te sit en die pad saam met Jesus te stap. En hy kom vanmôre en by hierdie geleentheid wil hy jou dwing en sê kom, stap die pad saam met my. Hy kom vanmôre en hy sê vir my ek gaan die kruis op jou skouer sit sodat jy saam met my die pad kan stap na die hemel Golgotha. Sodat jy kan vir mense vertel ek is Jesus wat opgestaan het en wat leef tot in alle ewigheid. Die apostel Paulus skryf, hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Hy sê ek skaam my daaroor nie, want ek dra hierdie kruis omdat ek dit willing doen. Ek dra dit omdat ek dit wil doen. Ek dra dit omdat Jesus vir my gesterf het op die kruis, sy bloed vir my uitgestort het, sodat ek deel van hom en sy koninkryk kan wees. Vanmôre sê hy vir jou, daar waar jy sit, is jy gewillig? Is jy bereid? Sal jy kom en sal jy die kruis opneem soos hierdie Simon? Is jy maar net 'n saamloper al die tyd of voel jy ek wil ook deel word van hierdie wat Jesus kom doen het vir ons hier op aarde? Voel jy ek wil ook deel word van hierdie opstandingskrag van die Here en wat my kan vat en dat ek vir hom kan leef met my hele lewe? Dit is wat hy gekom doen het, sodat ons saam met hom kan gaan. Hy het ons alles gegee sodat ons kan lewe. Hy het sy lewe gegee sodat ons saam met hom kan wees. Hy het ons gekom indruk in die diens van die Here. En hy wil jou vanmôre kom indruk. Hy wil jou kom intrek. Hy wil sê kom vat hierdie kruis op my. Baie mense dink om die Here te dien is een groot lekker pad hemel toe. Ek wil by jou verskil. Ek wil jou sê om die Here te dien is om elke dag in geloof op te staan, die pad te stap en saam met hom te wandel en te doen wat hy vir jou sê. Dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd wonderlik nie, maar dis wanneer jy jou kruis dra en bereid is om Jesus te volg en te doen wat hy wil hê wat jy moet doen. Ek onthou, aan die begin van my lewe het ek baie te doen gekry met prosperity gospel.
Vader, as jy die Here dien, moet jy soveel geld hê, en dit gaan so goed met jou, en dit gaan so wonderlik, en daar kom nie 'n siekte naby jou nie, en al hierdie goed gebeur met jou. Ek wil vanmôre vir jou sê, pas op vir dit. Jy sal jou kruis moet opneem, en jy sal moet stap elke dag die pad van die Here. Jy sal moet bereid wees om die Here te glo. Jy sal moet bereid wees om deur die rivier te gaan, al gaan hy jou oorstroom, en jy gaan sien, hy gaan jou nie oorstroom nie. Jy sal moet bereid wees om die vuur in te gaan, en jy sal sien, hy sal jou nie brand nie. Dit gaan vir jou bevrees maak, jy gaan bang word, maar my vrees vir die Here is groter as enige ander vrees in hierdie wêreld. Ek is nie bang om Jesus te volg nie, ek volg hom met my hele hart, en ek gee alles oor aan hom, sodat ek kan leef saam met hom in heerlikheid. En vanmôre kom hy, en daar waar jy sit, ek weet hy praat vanmôre met mense, en hy sê vanmôre, sy Gees sê, kom, neem my kruis op jou, neem my kruis op jou. Hierdie man kon nie, hy het so 'n wonderlike voorreg gehad. Hy kon nie nog wegstaan nie, want hulle het hom gedwing. En die Gees kom vanmôre en hy dwing jou en sê, neem my kruis op jou. Hy dwing jou vanmôre en sê, kom, vat hierdie kruis, stap saam met die Here Jesus, ervaar sy goedheid en sy guns en sy liefde en sy groot genade. Kom, ek wil, voor ek bid, wil ek vanmôre sê, as daar mense is wat sê, Here, I'm willing to take up the cross. Ek is gewillig om die kruis op te neem. Ek is gewillig om die pad te stap. Maak nie saak wat gaan gebeur nie. Maak nie saak wat met my gaan gebeur nie. Ek stap die pad saam met die Here, soos hierdie man, Simon, bereid was om te doen. Ek wil jou dwing vanmôre. Ek wil uitroep vanmôre. Die Gees roep vanmôre uit vir jou. En hy sê, kom na my toe, sodat ek my kruis op jou kan sit. Sodat ek kan kom, dat jy saam met my kan dra. Sodat ons die pad van die Here kan stap in hierdie tyd waarin ons leef. Ons het dit nodig. Die Here het dit nodig. Mense het dit nodig, sodat ons kan bereid wees om die pad van die Here te stap, sodat sy heerlikheid gesien kan word. As jy vanmôre hier sit en sê, I'm willing, ek sal die kruis vat. Ek hoor vanmôre die stem van die Heilige Gees wat vir my sê, ek sal kom. Jy hoor vanmôre die Heilige Gees, daar waar jy sit, sluit jou oë, en luister jy so 'n bietjie na die Gees van die Here. As sal jy hoor, die jy binne in jou sal sê, nee, ek is nie waardig nie. Die jy binne in jou sê, ag nee wat, dis nie vir my nie. Jou eie natuur sal sê, ag nee wat, los dit maar, gee dit maar vir ander mense wat slimmer is, wat beter weet. Dan sê ek vanmôre, dis jy wat skop teen die prikkels en nie luister na die Heilige Gees wat vir jou sê, kom na my toe, ek wil my kruis op jou sit, sodat jy saam met my kan wandel, sodat ek jou kan gebruik, sodat ek jou kan leer, sodat ek jou kan lei om te doen wat ek wil hê, wat jy moet doen. Is daar mense is wat sê, ek het hier in my hart, is daar van die jong mense in my hart. As jy vanmôre, jy sê ek weet nie waar ek moet begin nie, maar ek is gewillig om te help dra in die kruis van Jesus Christus. Kom kniel hier voor. Ek sal saam met jou kniel. Kom hier vorentoe. Die Here praat vanmôre met jong mense. Terwyl ek sit na my huis vanmôre, toe praat die Here met my. Die Here sê ek moet die mense vra om te kom en hier voor te kom kniel as 'n bewys. Hulle kom vat die kruis en hulle sit hom op en hulle stap. Hy kon nie daai kruis Simon in die geheim dra nie. Hy moes hom voor almal dra. Hy kon nie eers 'n lap oor hom gegooi het omdat daar bloed aan die kruis van Jesus was nie. Hy moes dit opsit en hy moes maar stap met daai kruis. Vanmôre roep hy jou. Hy sê kom. Kom, ek roep jou. Wie's daar vanmôre wat wil kom kniel hier voor en sê ek sal die kruis help dra. Ek is bereid om uit te gaan en dit te dra. Ek is bereid om deel te wees van hierdie wonderlike
gedagte dat Jesus vir my lief het en dat sy liefde met my is. Dankie Here Jesus vir mense wat vanmôre sê ek kan kom neerkniel by die kruis en ek sal hom opneem en ek sal met hom stap en ek sal saamgaan. Ek bid vanmôre Here hier waar mense kniel vanmôre. Ek strek my hande so oor hulle uit en ek bid Here hulle is voor U. U sien hulle. Hierdie is die geboorte vanmôre van nuwe lewe, van nuwe guns van God, van nuwe oorvloed van die Here. Hierdie is vanmôre mense wat buig en sê ek wil die pad van Jesus stap. Hulle sê vanmôre Here, ek neem U kruis op en ek stap hierdie pad saam met U. Ek is bereid om te doen dit wat U vir my sê. Ek bid vir U seën op hulle. Ek bid dat U met hulle sal praat, Here. Ek bid dat U met hulle sal wees. Ek bid dat U liefde hulle sal toevou. Ek bid dat U genade en U oorvloed met hulle sal wees. Ek bid dit in Jesus naam. En ek sê vir U dankie daarvoor. Amen. Baie dankie. Die Here sien julle gewillige harte. Hy sien julle willing hearts. Hy sal julle help. Hy sal julle genade gee. Hy gaan van hierdie dag af met julle praat. Hierdie is nie nog net 'n gewone preek nie. Die Here het met my ernstig oor hierdie ding gepraat. En dit tyd geword dat ons bereid wees om sy kruis op te dra en dit te stap saam met hom. So ek wil julle aanmoedig vanmôre, julle wat dit gedoen het. Kom ons stap die pad van die Here. Kom ons wees bereid om vir hom te lei. Kom ons wees bereid om vir hom die pad te stap. Nie vir 'n mens nie, nie vir 'n kerk nie, vir Jesus Christus. Vir hom stap ons die pad, want hy is ons koning en ons verlosser. Johan gaan ons aangaan met die nagmaal. Prys die Here wat Dani nou gedeel het, want as ons besef wat Jesus vir ons gedoen het op die kruis, dan is ons niks besig. Want dis wat ons onderskei van alle ander godsdienste in die hele wêreld, is die sterf en dan die belangrike deel die opstanding in Christus. En as ons nou nagmaal gaan gebruik, dan herdenk ons dit wat hy vir ons in die kruis gedoen het. Die bloed wat gevloei is, hy offer wat hy moes gebring het. As jy ooit die voorreg het en jy kan gaan stap daar by die Via Dolorosa, daar gebeur net goed in jou hart. Daar is duisende toeriste wat altyd daar deurstap. Hulle loop daar deur, hulle kyk en hulle neem foto's. Maar as Jesus in jou wese is, kan jy nooit daar afstap en dieselfde te wees. Dis my wonderlik, ek het al baie geleenthede gehad om in plekke te kom waar die apostels gewerk het, waar hulle gestap het en fisies daar geloop het. Ek het daar gestap waar Paulus se kop afgekap was. En die mense loop daar verby en nou sê die ouens wat nou die toeriste gidse, hulle het almal saam breeltjies of iets wat hulle wil daarvoor. Dit is net foto's neem en geld. Maar as ons daar is wat weet wat se prys vir ons betaal is en wat daai apostels beleef het en die volgelinge wat ja gesê het. Want as jy ja sê, dan kies jy om te sterf. En dit moet 'n mens weet, en as ons nou gaan nagmaal gebruik, dan erken ons dat ons saam met hom gesterf het. En ek wil vir julle 'n skrifgedeelte lees, ons het gister, het ons al by my plaas, en toe kom ons onder 'n aanval van bye, en hy's 'n klein mannetjie, maar hy slaan verskriklik hard en seer. Maar hy geslaan het, bly dit seer vir 'n tyd. En ons hardloop so in die huis en ek moet weer uitgaan, hy gaan na sy kerk toe en hulle steek ons daar weer en hy hardloop, ons hardloop terug en hy sê 'n ding en dit bly by my. Hy sê, ja, dis nou waar, dood, waar is jou angel? en ek wil gou vir julle daai skrif lees, want dit is verskriklik belangrik. Wat Paulus dit sê, dis in 1 Korintiërs 15, hy sê, hy sê vir die gelowiges, ek gaan vir julle iets meedeel wat 'n geheimenis is. En vir die wêreld kan dit nie verstaan nie. Hy sê, ek deel vir julle geheim. As hy kyk, daar gaan 'n tyd kom dat ons almal hier op aarde
Ons moet sterf. Hierdie dinge wat is gaan verby, en as mense dink, hoe beklei ons net om in die lewe te bly. Ons doen enigiets net om in die lewe te bly. En hy is in hier sê hy van alles wat gaan gebeur. Hy sê, wanneer hierdie verganklike met onverganklike bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is, dood is verslind in oorwinning. En dan sê hy vers 55, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God, sy dank dat ons die oorwinning deur ons Here Jesus Christus. Dis waar die oorwinning is, in Christus. En dis wat ons nou gaan vier met die brood en die wyn. En Gideon het of ons mooi sulke hartjies gemaak om Maureen wat die liefde gee, maar dink jy aan Jesus se liggaam is in liefde vir ons gebreek, vir my en vir jou aan die kruis. So neem dit, eer dit en herdenk van wat hy vir ons aan die kruis gedoen. Jesus, dankie dat u nie geweier het om kruis toe te gaan. U kon nee sê. In daai tyd wanneer die wêreld se sonde op u gekom het, wat iets gesê het, die beker, neem die beker vir my weg, maar u het gekies om ons in te dring dan, en ons saam kruis te neem, en ons loof u daarvoor. Dankie vir die bloed, die wyn, wat ons mee herdenk, die druiwesap, Here wat u gelaat vloei vir ons, dat daar geen dood nie angel op ons kan neem, dat ons die opstanding waardig kan wees in Christus. Ons loof u daarvoor. Dankie Vader. Jesus, ons loof u dat u dit wat u doen u goed. Alles wat u gedoen het, die hele lewe wat u op aarde was, het u goed gedoen. Here, in u het die oorwinning oor die dood goed gedoen. U het vir ons 'n opstanding gegee, 'n goeie opstanding. En Here, dankie vir elke persoon hier wat gekies het vir u. Want dit is 'n goeie keuse. Dis die beste keuse wat 'n mens ooit kan maak in ons lewe. Here, en as ons dit gekies het, dan kies ons om te sterf vir die wêreld en te lewe vir u. Geef ons die genade, Here, om op te staan en bold te staan vir die waarheid, Here. Ja, want ek besef met my eie lewe, en as ek kyk in die wêreld, dan kom hulle net aan teenoor ons. Alles wat verkeerd is nou reg. Maar Here, u is reg en ons dien u. Ons luister nie wat mense sê nie, ons luister wat u sê. Dankie vir dat u die waarheid is. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen.